Goeienaand gemeente, baie welkom by ons laaste Pinksterdiens. Dit is vir my 'n baie besonderse week gewees en dit was lekker om hierdie my eerste amptelike Pinkster hier in 'n ruit saam met julle te kon deurbring. Dit was vir my regtig spesiaal. Baie dankie vir elkeen van julle wat in julle besige skedules tyd gemaak het ook om hier by mekaar te kan kom en dat ons weer opnuut herinner word aan die roeping van die Heilige Gees en dan weer eens wil ek net baie welkom sê aan Koois gemeente wat hier aanlyn by ons inskakel. Dit is lekker om julle ook hier die week by ons te hê. Ons is besig met die reeks van die tema wanneer die Heilige Gees jou roep om disipel te wees en vanaand staan ons stil by die tema wanneer die Heilige Gees jou roep om disipel te wees, is die loon groot. Ons kan weer so 3 liedere saam sing as voorsang. Die eerste lied is Hy is die koning van konings, tweede lied is Hemelvader en dan ons temalied vir hierdie Pinksterreeks Kom o Skeppergees. En dan wil ek julle net herinner dat môre aand is daar nie 'n Pinksterdiens hier by ons in die gemeente nie, maar die kleuterskool het wel hulle geestelike konsert wat daar in moedergemeente se kerksaal gaan plaasvind. So hulle het ook gevra dat ek julle ook moet uitnooi om na daardie konsert toe te gaan. Dit beloof ook om 'n baie mooi en 'n spesiale aand te wees. Kom ons staan dan loof ons die Here.
Ons hemelse Vader, ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons dankie dat ons vanaand weer hier by mekaar kan wees. Ons dankie dat U ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees weer opnuut herinner het wat dit beteken om 'n disipel te wees. Ons opnuut kom herinner het wat is die roeping wat U ook op elkeen van ons as gelowiges, as volgelinge van U kom lê. En Here, mag ons ook vanaand in ons saamwees hier weet dat die loon van 'n disipel is groot. Die loon wat U vir ons gee is die ewige lewe, die lewe by U. Here, help ons om werklik disipels te wees in hierdie wêreld. Help ons om deur U krag soveel mense as moontlik van U evangelie te vertel, sodat U al die eer en al die heerlikheid ontvang. Here, sodat daar soveel mense wat U ook uitverkies het, by U kom. Ja, Here, dankie dat ons dit van U mag vra. En dankie, Here, dat ons weet dat U hoor ons, want U is God. U is Abba Vader, die een wat is, die een wat was en die een wat weer kom. Ons dankie vir U genade dat ons vanaand hier kan wees. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Matteus 5 vers 3 tot 12. Ek gaan vir ons net eers vers 11 en 12 lees, maar ons gaan gedurende die prediking gaan ons kyk na al daardie verse wat daar op die skerm is, maar ek gaan nou vir ons net vers 11 en 12 lees. Ons het vir mekaar gesê dat hierdie gedeeltes is die eienskappe van wat dit beteken om 'n disipel te wees. As jy weet wat is die eise van 'n disipel, dan gaan kyk jy na hierdie gedeelte in Matteus 5 vers 3 tot 12 waar Jesus met sy potensiële volgelinge praat en dan sê hy vir hulle, so lyk die eienskappe van 'n disipel.
En as jy ernstig is om 'n disipel van Jesus te wees, dan gaan kyk jy na hierdie bergpredikasie, dan gaan kyk jy na die saligsprekinge, die werklike gelukkig is, soos wat die opskrif hier in die 83 vertaling is. Dan gaan kyk jy na hierdie gedeelte en dan sien jy wat dit beteken om werklik 'n volgeling van Jesus te wees. En dit is ook wat ons vir mekaar gesê het, dat die krag van die Heilige Gees ons ook roep om disippels te wees. En wanneer ons sê dat die krag van die Heilige Gees ons roep om disippels te wees, dan roep hy ons so uit die woord van die Here en sê, dit is die eienskappe, dit is die kenmerke van 'n disipel van die Here Jesus Christus. Kom ek lees vir ons vers 11 en vers 12. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ek wil dit weer vir ons lees. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Net tot sover ons skriflesing. Nou, ek kan nie glo dat ons al by die laaste aand van Pinkster 2025 is nie. En ek glo dat die Heilige Gees elkeen van julle opnuut geroep het om 'n volgeling, 'n disipel van Jesus Christus te wees. As dit nie so was nie, dan sou julle seker nie vanaand hier in die kerk gewees het nie. Dit is 'n wonderlike voorreg om 'n disipel van Jesus te wees. Dit is 'n groot eer en dit is 'n groot verantwoordelikheid om 'n disipel van Jesus te wees, maar dit is nie altyd maklik om 'n disipel van Jesus te wees nie. Dit is nie altyd maklik om die regte ding te doen nie. Dit is nie altyd maklik om te vra soos wat hierdie bandjie om my arm sê, wat sal Jesus doen nie? Dit is nie altyd so maklik wanneer jy die antwoord kry om te doen soos wat Jesus wil hê jy moet doen nie. Maar dit is wat dit beteken om 'n disipel te wees, om in jou omstandighede in te gaan, jou situasie te bekyk en vir jouself die vraag af te vra, maar wat sal Jesus doen? Wat sal Jesus doen? Dit is wat dit beteken, dit is die vraag wat gevra word vir 'n disipel. En dat elkeen van ons met opregtheid uit die woord uit daardie antwoord kan kry. Want in Hebreërs 1 staan daar in die eerste vers dat God praat met ons deur sy woord en deur sy gees. Deur Christus Jesus praat God met ons. So die vraag wat ons vir onsself vra is, wat sal Jesus doen? Die vraag wat die Here vanaand deur die Gees vir jou vra is, wat sal Jesus doen in jou omstandighede? Wat sal Jesus doen in die situasie waarin jy jouself bevind? Wat sal Jesus doen? Want elkeen van ons het ons eie unieke stories, ons het ons eie unieke verhale. Baie van ons beleef vreugde tans in ons lewe. Baie van ons beleef hartseer in ons lewe. Baie van ons beleef dalk pyn in ons lewe. En die Here wil hierdie situasie waarin jy jouself bevind, gebruik tot sy eer. Hy wil jou gebruik om sy disipel te wees. En as jy die keuse maak om 'n disipel van Jesus te wees, dan is dit 'n wonderlike keuse wat jy maak. Dit is die beste keuse wat jy in jou lewe sal maak, maar dit beteken nie dat die pad altyd maklik sal wees nie. Dit beteken nie dat dit altyd net maanskyn en rose sal wees wanneer jy kies om 'n disipel van Jesus te wees nie. As jy 'n disipel van Jesus is, verklaar jy dat die Satan jou vyand is. En die Bybel leer vir ons dat die Satan soos 'n brullende leeu rondloop, dat hy op soek is na mense om te verslind. En die Bybel leer vir ons dat die Satan is die vader van die leuen. En hy gaan vir jou sê dat dit wat jy hierdie week gehoor het, dit wat jy uit die woord uit lees, dit is nie waar nie. Dit is nie 'n dringende saak om 'n disipel te wees nie. Dit is nie so belangrik om altyd te doen wat Jesus wil hê jy moet doen nie. Dit is nie so belangrik om te wandel in Jesus se lig nie. Dit is nie so belangrik om barmhartig te leef en om sagmoedig te wees en om afhanklik van Jesus te wees in hierdie wêreld nie.
Want die Satan sal vir jou sê dat jy kan dit op jou eie doen. Jy kan vir jouself sorg. Jy het nie Jesus nodig nie. En jy het nie nodig om vir jou buurman of vir jou naaste te sorg nie. Dit is nie belangrik nie. Jy kan maar net vir jouself kyk. Jy moet bo uitkom ten alle koste en as dit beteken om bo oor ander mense te loop, dan is dit ook reg so. So die Satan gaan 'n klomp dinge in jou gedagtes insit wat nie waar is nie. En die Satan is woes en hy is wild en hy is op soek na jou. Maar die woord sê ook vir ons dat ons 'n wonderlike troos het, want Christus het die Satan reeds oorwin. Jesus het die Satan reeds oorwin. En daarom kan ons as Christene vir mekaar sê, maar ons is meer as oorwinnaars. Dit is hoekom Openbaring ook vir ons sê, ons is oorwinnaars, want Christus het gewen. Christus is die oorwinnaar. En hy neem ons mee in hierdie oorwinningstog, dat ons saam met hom oorwinnaars is. En daarom hoef ons nie bang te wees vir die Satan nie. Ons moet bewus wees van hom, maar ons hoef nie bang te wees vir hom nie, want Jesus het hom klaar oorwin. En dan kan ons saam met Paulus in Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Ek is in staat om 'n disipel van die Here Jesus te wees, want Christus gee vir my krag. Christus roep my om 'n disipel te wees. Hoor net weer hoe mooi is hierdie vers 11 en 12 wat ons gelees het. Jesus sê aan sy disippels in Matteus 5, geseënd is julle, vers 11, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug julle, want die loon is groot in die hemel. Wees bly en verheug julle, want die loon is groot in die hemel. Die loon om 'n disipel te wees is groot. Die loon om 'n disipel te wees is so groot dat ons menslike verstand dit nie kan begryp en kan verstaan nie. Die loon van 'n disipel wees is die ewige lewe, want dit beteken dat jy kies vir die Here. Dit beteken, soos wat Paulus in Romeine sê, dat jy bely met jou mond wat jy in jou hart glo. Dit is wat dit beteken om 'n disipel te wees. Dit beteken dat jy elke dag die keuse maak om in hierdie barmhartigheid, in die liefde, in die sagmoedigheid van die Here Jesus Christus te leef. En so is jy 'n lig vir die wêreld. So is jy hoop vir die wêreld. So straal jy Jesus se lig uit wanneer jy in die glanslig van God staan. Dan straal jy sy lig uit. Wanneer jy wegbeweeg van die dinge van die wêreld en wanneer jy in God se lig staan, dan straal jy sy lig uit. En dit is wat die Here jou roep, hierdie week opnuut jou kom roep het, om 'n disipel te wees, om werklik 'n disipel te wees. En dan sê die Here vir ons, die beloning om 'n disipel te wees is groot. En as jy die afgelope week net die eise van disipelskap gehoor het, dan het jy net 'n halwe waarheid gehoor. Ons het gepraat, een van die eise, een van die eienskappe van 'n disipel is om afhanklik te wees, is om sagmoedig te wees en om te treur, om 'n berou te hê oor jou sonde. Dit is waaroor ons die afgelope week met mekaar gepraat het. En as dit alles wat jy gehoor het, dan het jy net die halwe waarheid gehoor. Want in hierdie gedeelte, in Matteus 5 vers 3 tot 12, word daar deurlopend vir ons gesê, daar is 'n dubbele belofte vir 'n kind van die Here. By elke eienskap wat Jesus vir ons gee, van wat dit beteken om 'n disipel te wees, gee hy vir ons 'n dubbele belofte. En die eerste belofte wat hy vir ons sê, is geseënd is julle. Geseënd is julle. Gelukkig is julle. Salig is julle. As julle weet hoe afhanklik julle van God is. En dan kom die tweede belofte, want aan julle behoort die koninkryk van God. En hierdie hele gedeelte, ons het nou nie deur die loop van die week genoeg tyd gehad om oor hierdie hele gedeelte te praat nie, en ek wens ek kon met julle oor hierdie hele gedeelte gepraat het, maar as ons die hele gedeelte lees, dan sien ons, as ons kyk na die eienskappe, dat daar 'n dubbele seën, 'n dubbele belofte vir elke
volgeling van Jesus Christus is. En ek wil dit graag vir julle lees, Matteus 5 vers 3 tot 12. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Hoor julle die dubbele seën wat die Here vir ons hier gee? Hoor jy wat dit beteken om 'n disipel, om 'n volgeling van Jesus Christus te wees? Geseënd is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is, want jy sal die koninkryk van God beerwe. Geseënd is jy as jy treur, as jy berou het oor jou sonde, want jy sal vertroos word. Geseënd is jy as jy sagmoedig is, want jy sal die nuwe aarde ontvang. Jy sal die ewige lewe ontvang. Geseënd is jy as jy 'n vredemaker is. Geseënd is jy as jy barmhartig is, want aan jou sal barmhartigheid gewys word. Geseënd is jy as jy vervolg word, want jy sal die nuwe hemel en die koninkryk van God beerwe. Geseënd is jy as jy 'n disipel is. Ons hoor baie keer die eise en ons dink dit is 'n moeilike pad om te stap om 'n disipel van die Here Jesus te wees. Ja, die pad is nie altyd maklik nie, maar dit is die beste pad wat jy kan loop. En die gebed van my hart, die gebed wat ek uitgesmeek het voor die Here, is dat julle vanaand en deur die loop van die week sal hoor dat die Here jou roep om 'n disipel te wees, ongeag hoe jou situasie mag lyk. Die Here wil jou gebruik. Die Here wil jou gebruik om 'n disipel te wees en die Heilige Gees kom roep jou om 'n disipel te wees. En ek wil nog 'n gedeelte vir julle lees. Nog 'n gedeelte uit Hebreërs 11 vers 32 tot 38. In hierdie gedeelte word daar ook vir ons beskryf wat dit beteken om 'n disipel van die Here Jesus Christus te wees. En daar kan ek net so 'n bietjie agtergrond vir julle gee oor Matteus 11. Ag, hoor my, waar is ek nou in Matteus 11? Ek is die hele tyd nou in Matteus. In Hebreërs, die skrywers van die boek Hebreërs, die eerste hoorders van die boek Hebreërs was mense wat hulle self in verskriklike moeilike tye bevind het. Hulle was vervolg in die Romeinse ryk, wou hulle in die tronke gooi en hulle is met die dood gedreig. En omdat hulle die Christelike geloof aangeneem het, het hulle eie families hulle uitgestoot. So hulle was alleen gewees, hulle was sonder hoop gewees. En dan kom die Hebreërs skrywer na hulle toe en dan sê hy vir hulle in hierdie eerste gedeelte van Hebreërs 11, dan sê hy, voor julle was daar 'n skare gelowiges gewees, en dan noem hy hierdie gelowiges so op, Moses, Abraham, Noag, hy noem hulle so op, hierdie geloofshelde gewees, en dan sê hy, julle moet geïnspireerd wees deur hierdie geloofshelde, en julle moet volhard in julle roeping as disippels, julle moet volhard. En dit is wat die Here ook vir ons kom sê, dat ons moet volhard in ons roeping as disippels. Ons moet nie uitsak nie, ons moet volhard as disippels. En dan sê die Hebreërs skrywer vir hulle in Hebreërs 11 vers 32 tot 38 die volgende. Hy sê, wat moet ek nog meer vir julle sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Samson en Jefta. Hy het nie eens by hulle uitgekom om van hulle te vertel nie. Van Dawid, Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het.
Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang. Dit is my een van die mooiste woorde. Hulle het in swakheid krag ontvang. Want soveel keer voel dit vir ons dat ons te swak is. Ons is nie goed genoeg om disippels te wees nie. My situasie waarin ek myself bevind, ek is 'n swakkeling. Ek kan nie nou 'n disipel wees nie. Maar hier staan dat hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het in die leers van die vreemdes op die vlug gejaag. Hulle het krag gehad. En dan vers 35, vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Hulle het vasgehou aan die ewige lewe. En dan vers 36, ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeye en gevangenskap. Hier word gesê dat hulle swaar en moeilike tye ook beleef het as disippels. En dan vers 37, gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely, is verdruk en is mishandel. En dan in vers 38, die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte gewoon, in gate in die grond. Dit was nie altyd maklik om 'n disipel te wees nie, maar die loon van disipelskap is groot. Hulle het die ewige lewe gekry. En dan sê die Hebreërskrywer vir hierdie mense, maar vir hierdie gelowiges, moenie moedeloos word nie. Hou goeie moed, hou vas aan Jesus Christus, hou hom voor oë. En daar kan ek ook net Hebreërs 12 vers 1 tot 3 vir julle lees, wat net aansluit by hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Dan staan daar in vers 12, in hoofstuk 12, terwyl daar dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons is, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus Christus, die begin en die volëinder van geloof. As gelowiges, as disippels van die Here Jesus Christus, hou ons oë op Jesus Christus. Ons oë is gefestig op Jesus Christus en hy sal vir jou krag gee. Ons het begin in die hemelvaart, tydens die hemelvaartdiens, om vir mekaar te sê dat die woord van God is die waarheid, die evangelie is die waarheid. Jesus is werklik aan 'n kruis, het hy werklik gesterf vir ons, en hy het werklik opgestaan uit die dood, en hy het werklik opgevaar na die hemel. Dit is die waarheid. En as dit nie waar is nie, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. En hier hoor ons vanaand dat die loon om Jesus Christus te volg groot is, dat die verantwoordelikheid om Jesus Christus te volg groot is, en dat ons nie hoef terug te deins vir hierdie verantwoordelikheid nie. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die wêreld. Dit is jou roeping. Dit is jou roeping. Geseënd is jy, as jy weet dat jy 'n disipel van die Here is, want die loon is groot. Die loon is groot. En ek wil die Pinkster aandbidure afsluit met hierdie woorde, dat die geseëndes is ons, want ons is geroep om disippels te wees, en die loon vir ons is groot. So moenie moeg word nie. Hou vas, hou aan om te doen wat reg is, en hou jou oë op Jesus Christus. En asseblief, dit is die smeekgebed van my hart. Gaan verkondig die evangelie, vandag, môre, oormôre en elke dag van jou lewe, sodat almal wat jy mee in aanraking kom, die potensiaal het om gered te word. Want as hulle nie gered is nie, het hulle nie die ewige lewe nie. Maar elkeen wat gered is, elkeen wat glo in Jesus Christus,
sal die ewige lewe beerwe. En dit is jou roeping as disipel. Dit is wat die Heilige Gees in hierdie week vir jou kom roep het om te doen, om 'n disipel van Jesus Christus te wees, sodat niemand verlore sal gaan nie. Amen. Here, dankie dat U vir ons kom bevestig dat om 'n disipel van U te wees, die loon groot is. Ja, Here, mag ons ook in hierdie tyd ons afhanklikheid van U bely. Mag ons bely dat aan U behoort die koninkryk van die hemel en dat ons deel het daaraan. Here, mag ons sagmoedig wees. Mag ons 'n kind van U genoem word. Mag ons U voor oë hou. Mag U die prioriteit in ons lewe wees. En mag ons getroos word deur U Heilige Gees, wat ons op die regte pad lei. Mag ons werklik disipels van die lewende God wees. En mag ons so U lig en U hoop en U evangelie in die hele wêreld uitdra. In Jesus se naam. Amen. Ek herinner julle net weer dat daar lekker sop en koffie en tee en broodjies in die kerksaal is en dat julle welkom is om dit saam met ons te kom geniet en onthou ook van môre aand se kleuterskool se geestelike konsert. Julle is ook welkom om dit by te woon. Ons slotlied is die Onse Vader, die gebed, ons sing dit as gebed voor die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus,
die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen.